Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, om U te loof, is ons hier saam. Ons is hier by mekaar in U naam. U ons God. Die God, die enigste, die ware. Here, daar in U hemelwoning word U dag en nag sonder ophou aanbid, geprys, geëer, erken. En so wil ons ook vanmôre aansluit by daardie hemelkoor. En ons stemme daarby voeg. Wil ons onsself daarby kom voeg. En ons wil aan U al die eer bring wat U toekom. Here, vir ons is daar net een God, en dit is U. Niemand anders nie. Dit is alleen voor U wat ons wil buig. Ons weet dit, en dit is veral in tye soos hierdie wat ons rondom U woord by mekaar kom hier in U huis, dat ons opnuut weer onsself aan U wil wy, en wat dit vir ons maklik is om dit te doen, want dit is ons grootste hartsbegeerte. Maar dit gebeur so maklik daar buite, dat wanneer ons oorweldig word met soveel dinge wat deur die wêreld ons aandag verg, soveel geraas, dat ons vergeet, dat ons afdwaal, dat ons wegkyk van U af, dat ons makliker voor ander dinge buig. Here, en ons wil bid, vergewe ons, sien ons harte raak, U, die een wat verby die oppervlakte kan kyk, verby vel, verby dit wat menslik gesien kan word, daar diep binne in ons harte. U sien ons hart, ons diepste menswees raak. En ons bid, Here, wees ons genadig. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat ons kan stil word. Dankie dat ons, wanneer Stefanie die volgende lied gaan sing van P. Jesu, wat beteken, wees hulle genadig, dat ons opnuut tydens daardie lied bewus kan word van U genade, U liefde, wat U oor ons uitstort. En wanneer ons daarna U woord gaan oopmaak, wil ons bid dat U met ons sal praat, soos net U kan. In Jesus se naam. Amen. Dankie, ons gaan nou luister na P. Jesu. Stefanie gaan vir ons voor. Jesu.
Alle eer aan die Here. Ons kan ons Bybels oopmaak by Hebreërs 2. Ons gaan vers 10 tot 18 lees en dan Hebreërs 9 vers 28. Dit is uit die 83 vertaling. Ek wil net herinner, die preek is deel van die Sondagskool, van die katekese. So asseblief die kinders wat Sondagskool toe kom, wat katekese toe kom, moet weet, die ouers moet weet, ekskuus toe, ons, die preek en die katekese is geïntegreer, die preek is deel van die les wat die kategeet aanbied. So selfs al kan kinders op 'n Sondag nie katekese toe kom nie, kan hulle na die preek luister op die gemeente se YouTube kanaal en kan hulle die katekese les se materiaal so inneem. Goed, so ons het dit aan die begin van die jaar, einde verlede jaar so besluit. Ek wil net herinner, daar is partykeer rondom die katekese. Dis 'n bietjie kort, dis net na die kerk en dis net so vinnig, paar minute en dan is dit afgehandel. Dis nie soos in die ou dae soos toe ons Sondagskool gehad het, dat ons 'n uur lank moes sit en teksverse moes leer en alles nie. Maar eintlik is hier die preekgedeelte 100% deel. Dis dieselfde teksgedeelte, dieselfde onderwerp, dieselfde kernboodskap. Elke Sondag. Behalwe in skoolvakansies en nagmale. Maar wanneer daar katekese is die preek en die katekese les in mekaar geweef. Goed, Hebreërs 2 vers 10 tot 18. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. Kan ek net daar stop? Is dit nie wonderlik nie? Kom ons lees net weer dit. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. Wat 'n groot verskil maak dit nie. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou en verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie mense kinders van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan hoofstuk 9 vers 28, so is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Tot daar, ons skriflesing. Iemand sê op 'n dag, terwyl die klompie manne so gesels en hulle gesels bietjie rondom rugby, sê hy,
in sy lewe was daar een afrigter, wat hulle as rugbyspan, laerskool, rugbyspan, 'n groot indruk op hom gemaak het. En dit was Gerry Germeshuis. Gerry Germeshuis was ons superhero, sê hy. En vir die van u wat nie weet nie, Gerry het hier in die 1970s, vroeg 1980s, het hy op provinsiale vlak rugby gespeel, ook vir die Springbokke, en hy was 'n vleuel, en as hy die bal gevat het, en hy daai knie so begin lig en begin hardloop, dan was daar min mense wat hom kon vang. Hy het ook provinsiale klere in atletiek en gimnastiek verwerf. As student het hy 100 meter in 10.5 sekondes afgeblits. Sy beste afstand in verspring was 7.26 meter. Wanneer Gerry, hierdie man vertel, wanneer Gerry gespeel het, was dit asof ons seuns saam met hom daar op die veld was. Sy drieë was ons drieë. Ons kon bars van trots oor ons meneer. En wanneer hy ons afgerig het, op wedstryde voorberei het, het ons aan sy lippe gehang. Ons het van binne gegloei. Ons meneer weet waaroor rugby gaan. Hy was self daar, op die hoogste vlak. Hy mag maar afrig. Hy weet hoe dit voel. Hy weet wat om te doen. En as hy 'n Springbok kon word, die hoogste eer kon verwerf, waarom nie ons ook nie? Vir ons was hy die beste afrigter moontlik. Hebreërs 2 praat in dieselfde gloeiende taal van Christus. Jesus is van God na ons toe gestuur. So daai eerste teksvers het ons weer gelees. Van God af na ons toe. God praat met ons deur die Seun. Hy uit hom straal die heerlikheid van God. Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy is vir daardie tyd wat hy uit die hemel uit hierheen gekom het, is hy minder gemaak as engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Hy is die leidsman wat ons tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid bring. Net soos ons, mens geword, 100%. En so kom hy en verbind hy hemel en aarde met mekaar. Daar's een doel, en dit is om ons te red. Want ons is 100% op pad hel toe, sonder hom. Stefanie het net nou daardie lied gesing, P. Jesu. Liefdevolle Jesus, gee hulle, wees ons genadig, wees hulle genadig, gee hulle rus, ewigdurende rus. Aanvanklik toe hierdie lied begin sing word, toe was dit bedoel, het hulle dit gewoonlik by begrafnisse gesing, terwille van die ontslapene, sodat daardie, dit is 'n gebed aan die Here, dat hierdie persoon wat nou gesterf het, ewigdurende rus sal hê in die hiernamaals. Maar ons weet dat daardie ewigdurende rus en vrede, daardie genade van God, nie daar begin nie, dit begin hier, nou by ons. En wanneer ons na daardie lied luister, dan is dit as dit ware asof ek, weet jy, die eerste keer toe iemand dit doen, toe dit my so half
laat skrik, laat wonder, wat gebeur nou? Ek sê vir die persoon, mag die Here jou seën. En die persoon steek haar arm so uit en sy sê, ja Here, asseblief, seën my. As iemand dit so voor jou doen, en sê, mag die Here jou seën, en daai persoon sê, asseblief Here, mag hierdie seënspreuk waar word vir my, en die persoon begin vir die Here bid, en vra asseblief, laat dit gebeur. Dit is so half, dit ruk 'n mens. Maar dit is wat gebeur. Dat die Here in Christus sy genade, sy seën na ons toe bring deur sy seun. Een doel, om ons te red. En na Jesus se koms is die wêreld nooit weer dieselfde nie. Daarom kan ons in die oggend opstaan, die lewe in die oë kyk, omdat hy leef. Heilige, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Die Hebreërbrief vat behoorlik vlam wanneer die tweede deel van ons teksgedeelte gelees word. Jesus verteenwoordig nie net God by ons nie, hy verteenwoordig ook ons by God. Hy is die persoon in wie en deur wie ons na God toe kom. Hy het een met ons geword. In alle opsigte. Daar's net een ding waarin hy nie 100% gelyk aan ons was nie, en dit is die sonde. Hy het nooit sonde gedoen nie. Hy is by uitstek, as ons hierdie man wat vertel het van Gerry Germeshuis sy verhaal kan gebruik, is hy by uitstek ons superheld. Niks fout gemaak nie. 100% soos ons. Ook gelei, ook swaar gekry. Wanneer ek swaar kry, kan ek weet, hy was ook daar. Hy's nie 'n God wat daar ver staan en my aanpor en sê, probeer harder, dan sal dinge regkom nie. Hy kom staan by my en sê, ek sal jou help. Hy, ons het verlede Sondag gesê, het die volmaakte offer gebring. Ons het nagmaal gevier, gesê, hierdie tekens van die brood en die wyn herinner ons aan die offerpraktyke van die Ou Testament, en waar die offers herhaaldelik moes gehou word, en elke offer, as dit ware sou uitroep, dit is nie genoeg nie, daar moet nog bloed kom. Nadat Jesus aan die kruis gesterf het, sê ons teks ook, eenmalig vir almal, en dit is genoeg. Hy is die priester en die offer. Die skuld is betaal, verhouding is herstel, skeiding is weggeneem. Meer, ons teksvers, ons tema sê, meer as genoeg. Niks meer is nodig nie. Dit is nie herhaalbaar nie. Dit hoef nie aangevul te word nie. Ek hoef niks te doen om dit aan te vul of vol te maak nie. En hy het dit vir ons gedoen. Vir elkeen van ons. Ek wil afsluit. Hy het dit vir almal gedoen, en die prys wat hy betaal het, sy offer is voldoende vir die hele mensdom, vir almal, deur alle eeue, se sonde. Maar nie almal het deel daaraan nie.
Dis net effektief vir die wat dit aanneem. As ons hierdie verhaaltjie kan gebruik van hierdie man wat oor sy rugby-afrigter, oor Gerry Germeshuis gepraat het, dan kan een van daardie kinders kan luister na hoe om dit te doen alles, en hy kan op die ouene gaan en maar sy eie kop volg en op sy eie manier gaan rugby speel, omdat hy dink hy kan dit beter as Gerry doen. Maar vir hierdie ou wat dit vertel het, was daar net een manier, en dit is om sy uiterste te gee, om alles op daardie rugbyveld presies te doen, soos sy afrigter vir hom gesê het. En mag dit u, my ingesteldheid bly, alles gee, presies te doen, soos wat hy dit wil hê. Dan gee hy dit aan ons uit genade, as 'n geskenk. En ons moet dit net aanvaar en daarvolgens leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, daar's nie genoeg woorde om vir u dankie te sê nie. Daar's nie genoeg woorde, wat kan ons doen om ons dankbaarheid aan u te bewys? Dankie Here dat u in liefde elkeen van ons raak gesien het, vir my raak gesien het, vir die een hier langs my raak gesien het, voor my, agter my, elkeen van ons. En dat hierdie boodskap 100% vir elkeen van ons is. Vir my. Nou die Engelse liedjie sê, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dankie Here dat u dit vir my gedoen het. Dankie Here dat ons hierdie lewe in die oë kan kyk, met al sy gebrokenheid, met al sy swaar kry, al sy stryd, met hierdie wete, my verlosser leef, hy's met my, hy's die oorwinnaar, die graf is leeg, hy leef. Ek sien kans vir môre. En dat die lewe een groot oorwinningslied kan wees. In u naam. Amen. Stefanie gaan vir ons voor met Amazing Grace.